Goeiemôre, dit is Vrydagoggend 28 Maart 2025 en ja, ek groet julle vanoggend hier uit Ficksburg se wêreld en ek maak gebruik van my groen skermpie, 'n foto wat ek geneem het sodat dit daarom nog dieselfde min of meer kan lyk. En ek wil dan vandag begin deur net te sê dat ons reis vandag en dat ons môre Saterdag in Newcastle is, ook daar by die Gereformeerde Kerk 8:30 vir 9 uur. En almal is hartlik welkom om te kom en te kom luister. En ons bring saam SBB klere van hierdie pette soos ek nou weer het, stickers, met ander woorde plakkers en pette. En ons bring ook my boeke saam, en die wat nog nie al die boeke vir hulle aangeskaf het nie, hierdie is 'n guldige geleentheid om dit te doen en vir SBB-lede om hulle uniforms te bekom. En daar is kaartfasiliteite, so ons kan enige iets hanteer. Vanoggend wil ek 'n bietjie met julle gesels rondom 1 of 2 items. Maar julle onthou toe die COVID-pandemie uitgebreek het, die groot hoeveelhede sogenaamde conspiracy theories wat rondgegaan het oor die veiligheid van die COVID-enstowwe wat daarna ontwikkel is. En daar is gesê dat ons mag glad nie ivermectin gebruik nie, dis onttrek, die apteke mag dit nie verkoop het nie, en niks omtrent alternatiewe behandelings is toegelaat nie. Daar's net een spesifieke teenmiddel toegemaak wat veronderstel was om natuurlik alle pasiënte wat opgeneem is te help. Onthou, daar is mense wat gesterf het as gevolg van COVID. Ek erken of ontken dit glad nie. Al wat ek sê is, ons het eintlik is ons mislei tot 'n groot mate, maar nie net wat COVID aanbetref nie, maar ook 'n verskeidenheid van ander goed waarby ek nou sal uitkom. Ek wil nou net eers vir julle hierdie video speel en luister mooi en lees wat word daar gesê. Remdesivir that will be responsible for their death. Yeah, I explained the entire way in which everyone with COVID-19 being diagnosed in a hospital, how they died between day 1. Ekskuus, my vingers knoop nog so nou en dan 'n bietjie hier met al die nuwe dinge wat nou hier in die stereo dan nou voorkom. Dis net vir my interessant, jy weet, hulle het vir ons eintlik, dit kom nou al hoe meer en meer na vore. Hulle het vir ons gelieg oor COVID, hulle het vir ons gelieg oor die enstowwe, julle sal onthou die dra van die maskers. Hulle het die verkoop van sekere items verbied wat nou kwansyn sou bydra om COVID te versprei. Nou,
Daar is mense wat, soos ek vroeër gesê het, wat dood is aan COVID, maar vir die meeste mense was dit eintlik maar soos 'n griepbehandeling, maar nou moet 'n mens kyk na wat het hierdie persoon nou gesê. Daai middel wat in die hospitale toegedien was aan slagoffers en nie ivermectin nie. Hoeveel van die mense wat nou juis in 'n verswakte siek toestand is, het nie dalk van daardie middel gesterf nie. Nou, hulle het ons oor daai enstowwe gejok deur te sê dat as jy daai enstof in het, dan kan jy nie meer aansteek nie en jy kan dit nie meer oordra nie. Toe raak dit nie, jy moet 'n tweede ene hê en dan moet jy 'n booster hê en weer 'n booster hê. En ek dink daar was iets soos 4 inspuitings wat jy moes neem om jou volledig weerstandig te maak vir hierdie COVID virus. Tog weet almal dat al het jy die enstof gevat, het jy steeds COVID gekry. Kon jy nog steeds ander mense aansteek as gevolg daarvan. En die medisyne soos dit nou blyk, met die mRNA items binne in hierdie enstowwe het nou gelei tot mense wat heeltemal hulle immuniteit verloor het. Hulle liggame is nie in staat om weerstand te bied teenoor enige iets wat hulle liggaam binnendring nie. Ons besef dan ook dat daar grootskaals vir ons leuns vertel was en dat daar 'n bose intent agter hierdie hele enstof was wat nou wêreldwyd duidelik geraak het dat daar al 15 miljoen sterftes was as gevolg van die enstowwe wat toegedien is. Nou daar is 'n manier om hierdie enstof se uitwerking teen te staan en dit kom weer op ivermectin neer en 'n paar ander tipe van medisyne. Daar's mense wat daarin spesialiseer vir die wat die inenting geneem het om dan daarvan ontslae te kan raak. Nou, ek gaan nie my persoonlike opinie uitspreek of dit goed of sleg is nie. Ek weet dat ek en my familie het dit nie geneem nie. Want van dag 1 af was dit vir my snaaks dat hoe kan 'n enstof wat normaalweg 10, 15 jaar vat om te toets, hoe kan dit ewe skielik sommer nou net binne in 'n baie kort tydperk al klaar goedgekeur word. En daar's baie mense wat skade daarin het. 'n Bekende voorbeeld is byvoorbeeld Bruce Fordyce wat baie skade gekry het as gevolg van hierdie enstof wat hy geneem het. Nou, terselfdertyd het hulle vir ons gejok oor Oekraïne. Hulle jok steeds vir ons oor klimaatsveranderinge. Ons weet almal dat die patrone in die weer verander, dat daar hittegolwe kom, maar dat daar ook yskoue tydperke kom. Dis 'n natuurlike proses. Aardverwarming is 'n natuurlike proses. En net soos al vroeër jare gesê het, dat binne 10 jaar gaan ons uit olie uit hardloop. Net so sê hulle as ons hierdie aardverwarming nie stop nie, sogenaamde aardverwarming, dan gaan al die ys smelt. Tog het jou objektiewe wetenskaplikes en waarnemers al baie keer hard en duidelik gesê dat om koolstofdioksied te beperk, gaan nie die natuurlike proses van aardverwarming stop of verminder nie. Intussen wil hulle hê ons moet minder beeste aanhou. Hulle wil hê ons moet meer goggas eet, ons moet meer van dit, ons meer van dit, en alles gaan oor een ding, oor beheer van die mense. Ons sien in Duitsland het hulle 1600 megawatt kragstasie, wat net 5 jaar oud was, nou vernietig, tot 'n einde gebring, want hulle jaag steeds die groen energy deal na. En aan die ander kant het Donald Trump plus die groen energy deal null and void verklaar in Amerika en teruggekeer na fossiel brandstowwe toe en weggedoen
met hierdie woke green agenda. Nou, moet ons net onthou dat ons eie regering is 'n ondertekenaar van die Wêreldgesondheidsorganisasie, waardeur al die beperkings gevoer is na die verskillende lande toe, waardeur al hierdie oplossings gegee word, waarvanaf al die waarskuwings kom en van waar die instruksies kom oor hoe om die mense te hanteer. En soos met COVID het ons gesien hoe streng reëls hulle toegepas het. Maar Suid-Afrika is steeds op daai koers. Hy is ook 'n ondertekenaar van hierdie Green Deal, die New Green Energy Deal. In Suid-Afrika jaag hulle ook sonplase na, windplase na. En ons weet nou al dat jou groot industrie kan nie daarop staat maak nie. Ons moet fossiel brandstowwe gebruik. Maar dit is asof iemand in die wêreld die hele tyd probeer om mense te beheer deur COVID, deur die enstof, die valshede wat versprei word oor Oekraïne en Rusland se oorlog, oor klimaatsveranderinge. Dis asof daar 'n agenda moet uitspeel wat natuurlik gedra word deur die hoofstroom media. Dis nou CNN, MSNBC, en ons nuus in Suid-Afrika gryp ook dit aan en maak dit hulle eie en verkondig hierdie valshede wat aan ons voorgehou word. Die skokkende deel van alles vir my is die feit dat ons as Afrikaners net eenvoudig alles aanvaar. Dat as hulle sê, niemand ry in die donkerte nie, niemand mag in 'n winkel kom nie, of jy mag nie 'n eierspaan in die winkel koop, of sokkies of onderklere nie, dan aanvaar ons dit. Ons dra die maskers. Ek sien nou nog mense wat met maskers rondry. Sien hulle nie die lig nie? Wat is aan die gang? Waarom het ons mense toegelaat dat ons so in totaliteit beheer word deur organisasie daar ergens in Switserland, in Europa, 'n organisasie wat vir ons sê hoe ons in die suidpunt van Afrika moet lewe, wat ons mag doen en nie mag doen nie. Dis eintlik verregaande as jy so daaraan dink. En dank die Vader vir 'n Donald Trump wat nou ingekom het en hierdie goed kom stop sit het. Van wokeness tot aardverwarming tot hierdie New Green Energy Deal, dat hy dit stopgesit het. En dat ons sien dat sekere ander behoudende lande begin om dieselfde trend te aanvaar. En dan sien jy duidelik die wêreldpolarisasie van hierdie wokeness, hierdie one world order, die Klaus Schwab, die George Soros manne, wat uit die aard van die saak probeer om nog 'n een wêreldorde situasie te skep, dat hulle nou geopponeer word deur Trump aan die een kant, China aan die ander kant, Rusland aan die ander kant, en dan wonder 'n mens hoekom word hulle nou so spesifiek geteken. Trump met sy beleid die hele tyd in hofsaake, het hom probeer uithaal. Rusland sit in 'n oorlog. Maar intussen vertel die hoofstroom media vir jou hoe sleg is Trump, hoe sleg is sy policy, sy beleide, hoe sleg en wreed is Putin in Rusland. Maar steeds glo ons mense dit wat hulle by CNN hoor. Wat het dan geword van ons eie denke? Of kan ons nie meer dink nie? Want dit alles spel vir ons 'n situasie uit waar ek en jy as behoudende mense hier in Suid-Afrika in staat moet wees om na onsself om te sien, om onsself te kan beskerm en te sorg dat daar 'n toekoms vorentoe is. En daai toekoms gaan nie kom as ons vir alles ja en amen sê nie.
Daai toekoms gaan net kom as ons koppe gaan beginne gebruik en beginne dink. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek is dan môreoggend weer terug by julle. Nou, sien ek kom nou. Jammer vir daai mense, ek sal hom nog baie mooi fyn regkry vorentoe.